Daar is 'n spreekwoord wat ons baie keer sê, dit is nag. Ken julle dit? Baie keer wanneer dinge bietjie moeilik gaan, wanneer die lewe swaar is, dan gebruik ons hierdie spreek van dit is nag. Nou in die Bybel, toe Judas die nag by die tafel, by die laaste avondmaal, sy hand saam met die Here Jesus in die beker druk en Jesus hom in die oë kyk, want hy is toe die een van sy naaste wat hom sou verraai. Lees ons in die Bybel, toe Jesus hom sê, jy moet nou gou maak, doen wat in jou hart is, was dit nag. Nag vir Judas Iskariot. Maar so kom daar ook nag oor ons lewens. Wanneer donkerte toesak, wanneer ons nie altyd kan mooi verstaan wat is besig om rondom ons te gebeur nie. Wanneer ons soms rondkyk en verward vra en wonder maar hoekom of waarom gebeur dit of dat. Oomblikke wanneer ons lewens in seisoene van donkerte gehul word. Oomblikke wanneer dit vir ons voel asof onreg hoogtyd vier. En daar geen sin en betekenis en waarheid meer te vinde is nie. Wanneer goeie mense swaar kry en bose mense floreer. Wanneer dit voel asof die gebede wat dit ten hemele roep, teen die dak vaslaan, en ek met meer onbeantwoorde gebede worstel, as wat daar antwoorde is. En my broer en suster, dit is presies waar ons bevind op Goeie Vrydag. Die grootste donkerte wat oor hierdie wêreld gekom het. En dis die tema van ons boodskap vandag, die donker uur. Die donker uur. Die oomblik toe dit gelyk het, asof alles wat verkeerd kan loop, verkeerd geloop het. En dis wat ons op Goeie Vrydag, hierdie donker Vrydag, wat nou bekend staan as Goeie Vrydag, om daai transisie wat plaasgevind het, van donkerte na goed, saam met ons te vat. Om ons opnuut weer te veranker in hierdie groot waarheid van Goeie Vrydag. En daarom is die teksvers van oordenking, die 53ste vers uit die gedeelte wat ons saam gelees het, wat ek nou nog nooit in my bediening wat verby is van 40 jaar, ooit oor gepreek het. Toe lig die Here nou hierdie vers, in hierdie gebeurtenis van Getsemane, tot op Golgotha, vir my uit, waar Jesus sê, dag vir dag was ek saam met julle in die tempel. En julle het nie die hande teen my uitgespreek nie. Maar dit is julle uur. En die mag van die duisternis. En daarom vanmôre praat ons met u oor hierdie donker uur. Die Here Jesus sê, ek was elke dag saam met julle. Ek was daar by julle, saam met julle in die kerk. Ek was daar by julle. Hy was in die openbaar beskikbaar. Hy was geen bedreiging vir enige iemand. Hy het nie in die geheim agteraf geopereer nie. Hy was sigbaar,
hy was oop, hy was ontvanklik vir alles en almal. Maar tog het hulle nie die moed gehad om hom in die openbaar in hegtenis te neem nie. Maar hulle wag tot dit donker word. En dis wat die Here Jesus vir hulle hier in Getsemane sê, nadat hierdie eienaardige gebeurtenis plaasgevind het, terwyl sy mense wou oorlog maak, die swaard wou trek, en een ander evangelie sê dit was Petrus. Ons kan aanvaar dat dit moontlik hy was, want hy was die mees voortvarende. En hy het nie vir die ou se oor gemik nie. Hy het vir sy nek gemik. Hy wou hom onthoof. Hy moet nou Jesus beskerm. En dit was deur sy vinnige refleks dat hy weggeruk het, dat net sy oor afgekap is. En toe het Jesus die gedeelte van die oor saggies met grasie teruggesit. Dit was die statuur. Ek was saam met julle in die openbaar. Ek het saam met julle bedien in die kerk. En nou kom julle en julle steek julle hande teen my uit. Tot nou toe is julle teruggehou. Nie uit respek uit vir hom nie, maar daar was 'n spesifieke rede. Die tyd het aangebreek. Want dan sê Jesus, maar dit is julle uur. En die woord vir uur wat hier in die oorspronklike taal gebruik word, hora, beteken 'n spesifieke, besliste tyd wat nou besig is om hier plaas te vind. Jesus sê, ek was die heeltyd by julle, ek het onder julle beweeg, nou kom julle in die nag met swaarde en stokke, om my soos 'n misdadiger in hegtenis te neem. Hy verdedig hom nie self nie, terwyl sy disippels hom wil verdedig. Hy herstel die vyand se oor. En dan sê hy, hoe is dit nou moontlik, dat julle in hierdie moment kom, om my soos 'n misdadiger te kom arresteer? Hoekom? Dit is nou julle uur. 'n spesifieke tyd, 'n spesifieke moment, 'n goddelike toegelate moment. En dis wat ons in aanbidding bring in hierdie dag. Dit wat hier gebeur was op God se tydlyn. God het hierdie, kan ek dit noem, skitterende plan van voor die grondlegging van die wêreld beplan. En dit maak hierdie oomblik so heilig, dat 'n mens eintlik voel om jou skoene uit te trek. Ons is op heilige grond. Maar dit is julle uur. En dan is dit gekoppel aan hierdie woorde, en die mag van die duisternis. En hier trek die Here Jesus in hierdie donker uur die geestelike magte van die onderwêreld, die boosheid in. Die booste van boos, onder die orkestrasie van die Satan, om alle vorme van morele en geestelike donkerde oor die aarde te laat toesak. Dis eintlik nie net mense wat hier opgetree het nie. Hulle was onder die direkte invloed van die bose geeste in die lig.
En dis die donker uur waarvan ons vanmôre praat. Hierdie donker uur wat in daardie oomblikke oor hierdie wêreld toegesak het, toe dit gelyk het asof die mense dit reg gekry het om God dood te maak. Dis die donker uur. Maar wil ons vanmôre met hierdie gedagte met u praat oor hierdie skynbare nederlaag. Hierdie donker uur as skynbare nederlaag. Dit was die skyn van die werklikheid. Dit was voorwaar 'n donker verhaal. Jesus word verraai deur een van sy naastes, Judas, die ou wat met die geldsak rondgeloop het. Hy was die tesourier of die kassier of die penningmeester, hoe jy hom wil noem. Hy het met die disipelkring se geld gewerk. Hy het hom verraai. 'n eerste trappie in 'n neerlaag as die persoon wat jy vertrou met finansies sy rug op jou draai. Hy word gearresteer soos 'n misdadiger. Nog 'n trappie, affer in hierdie neerlaag. Die disippels wat opeens die swaard wou trek, sien, hoorie, hier is nou iets aan die gang, ons moet hardloop. Want hierdie Jesus wat ons gedink het, ons van hierdie ellende en van hierdie regering gaan kom verlos, hy repudieer ons. Hy sê, sit terug, julle swaarde, want my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Hulle hardloop. Nog 'n trappie af. Dan word hy vals beskuldig van allerhande goed. Hy word onderwerp aan 'n onregverdige verhoor. Hy word geslaan, bespot, gekruisig. En so gaan hierdie vlakke van nederlaag al hoe dieper en dieper. Totdat hulle skree, kruisig hom, kruisig hom. En uiteindelik word hy oorrent, geruk en in daardie gat gegooi met die voetstuk van die kruis, terwyl sy liggaam skeur. Alles en alles gedoem tot mislukking en verloor. Daar is ook sulke situasies in ons lewens. En daarom moet ons altyd, wanneer ons hierby staan, onsself vereenselwig. Wanneer korrupsie aanhou en aanhou en aanhou, en dit lyk of daar geen keer is nie. Wanneer geweld en misdaad ons wêreld oorheers. Wanneer mense agter jou rug lelike goed sê en jou verneder. Wanneer families uitmekaar uitval. Wanneer ons worstel met een of ander verslawing. En ons kyk die lewe in die oë en ons sien, maar ons het verloor. Ons het klaaglik misluk. Soos ek reeds gesê het, wanneer ek bid en niks gebeur nie, dan voel ons hierdie duisternis. Wanneer dit voel asof die uur van boosheid ook in my lewe toeslaan en daar nie uitkoms is nie.
Maar dan wil ek u vat na Jesaja 53 toe. 700 jaar voordat dit wat ons vandag vier gebeur het. Skryf hierdie wonderlike profeet Jesaja. Hy was verag en deur mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankryk, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Jesaja profeteer hierdie verskriklike neerlaag. Vers 4. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5. Hoekom het dit alles gebeur? Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hierdie skynbare neerlaag en al ons neerlaag wat ons in die lewe mag ervaar, het Jesus Christus op daardie moment in sy liggaam op die kruis gedra. So hierdie neerlaag was 'n skyn, want in dit kom die oorwinning. Daarom noem ons dit 'n skynbare neerlaag. Markus 15 vers 34 sê, en die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het u my verlaat? Kan daar 'n donkerder oomblik in 'n mens se lewe wees, wanneer dit voel asof jy God verlaat is? Kan jy onthou dat ek gesê het, ons bevind ons in donkerte op Golgotha, op Goeie Vrydag. Johannes 19 vers 30 sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Alle hoop in die donkerste uur sterf op Golgotha. En dis soos dit vir die wêreld lyk. En daar was fees in die onderste dele van die aarde. Hierdie mag van duisternis, wat Jesus gesê het, dit is julle uur, en die mag van duisternis het getriomfeer. Die Seun van God is dood. En groot fees in die onderste dele van die aarde oor hierdie oorwinning wat behaal is. Maar dit was 'n skynbare neerlaag. Want terwyl hy die Gees gegee het hy voor dit uitgeroep, dit is volbring. Die prys is betaal. En toe hulle nog fees vier in die onderste dele van die aarde, toe skud die hekke. Want Jesus was nie passief in die graf. Hy was op pad met 'n missie. Op pad na die onderste dele van die aarde. En toe hulle daar fees vier en
hekke van die hel oorskit, toe is dit die seun van God wat op pad is. Dit was toe 'n skynbare neerlag. Maar hy is op pad, want hy het die laaste vyand met sy eie swaard deurboor. In hierdie neerlaag, in hierdie hele uur en die mag van die duisternis, het hy neergedaal na die onderste dele van die aarde en daar die sleutels van die dood en die doderyk uit die hand van die mag van duisternis gevat. En sê hy vir ons, moenie vrees nie, want ek is die lewe, ek is die opstanding, ek het lewe en dood oorwin. Hierdie skynbare neerlag het uitgeloop op daardie wonderlike triomf waarna ons op pad is Sondag. Moet nooit jou lewe, my broer en suster, oordeel volgens die telbord van die oomblik nie. Want God skryf die finale telling. Kyk na 'n span op 'n Saterdag speel, sê nou maar rugby. Die span wat almal gedink het gaan wen, is daar 'n upset, soos hulle sê, as 2 minute oor. Hulle probeer hulle bes, hulle is 2 punte agter, en die eindfluitjie blaas. En hierdie pronkspan val op die veld neer, party huil. Party maak dat hulle so gou as moontlik in die kleedkamer kom. Daar sit hulle almal, hande in die hare. Ons het hierdie wedstryd verloor terwyl ons die gunstelinge was. Maar die groot geheim is daai verloor bepaal nie jou lewe nie. Daai verloor van 'n enkele wedstryd bepaal nie die res nie. Want daar is weer 'n wedstryd. Daar is 'n groter lewe, 'n wedstryd van die lewe aan die gang, as daardie 80 minute op die rugbyveld. Daar's 'n baie groter waarheid en perspektief. So jy kan nie jou lewe bepaal deur daardie een verloor nie. En in hierdie geval was dit 'n skynneerlaag. En dit bring ons in die tweede plek by hierdie wonderlike waarheid, hierdie donker uur, as God se verborgde plan. En dit is wat ons vandag moet raak sien. Dit is wat ons op hierdie dag moet besef. Jesus het gesê, dit is julle uur. Maak daarvan gebruik. En die mag van die duisternis. Maar dit is 'n uur wat God bepaal het. Hoor u? Dat selfs hierdie uur, hoe donker hy ook al was, en in jou en my lewe mag wees, is 'n toegelate moment. God het die duisternis, Jesus het dit vir hulle gesê, dit is nou julle tyd, dit is nou julle geleentheid, doen nou wat julle wil doen, in die mag wat julle beskik oor duisternis. Gaan voort, doen dit. Maar weet dit, dis 'n moment wat onder my beheer is. Hierdie donker uur, my broer en suster, hierdie donker ure in jou en my lewe, om saam met hierdie gebeurtenis van vandag raak te sien as God se verborgde plan.
om dit te verstaan en te begryp, is vir bitter min mense beskore. Die meeste mense raak in die donkerte verdwaal. Die meeste mense raak in die donkerte verbitterd. Die meeste mense verwyd en vloek en skel in die donkerte. Kan ons nie maar net terugstaan en ontdek, maar iewers is iets hier op pad. Iewers hier is 'n deurbraak van God op pad. Ek verstaan nie, ek sien nie, ek begryp dit nie. In die oomblikke waarin ek is nie. Maar in hierdie donker uur, my broer en suster, was daar geen verloor enige oomblik ter sprake nie. Nie toe Judas hom verraai het nie. Nie toe Pilatus hom oorgegee het om gekruisig te word nie. Nie toe die mense geskreeu het, Barabbas, laat hom vry. Kruisig hom, kruisig hom. Alles was nie verlore en buite beheer toe hy sy laaste asem uitgeblaas het nie. Alles was binne die verborgde plan van God. Eintlik het Jesus hulle toestemming gegee. Dis nou julle uur. En die mag van die duisternis, doen nou wat julle wil doen. Kan ek weer vat na Jesaja 53 toe, vers 10. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. My broer en suster, 'n verskriklike ding. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel. Hierdie donker uur was totaal en al deel van 'n groter plan. God se verborgde plan wat miljoene mense vandag nog nie gesnap het nie. Handelinge 2 vers 23 sê hom, verwysende na Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Dit was Petrus se preek. Die een wat hom verloon het. Het hy hierdie preek gepreek. Ek sê, maar weet julle, dit was julle uur. En die mag van duisternis. Maar dit was volgens die voorkennis en die wysheid en die toelatende wil van God. My broer en suster, hier is die verskriklike teenstrydigheid van die boodskap van die kruis. En dit is wat ons moet omarm. En dit is wat ons moet vasgryp. Satan dink hy het gewen, maar hy word oorwin. Dit het gebeur. Dit het plaasgevind. Ons lees dit in die Bybel. Mense dink God is stilgemaak. Daarom het latere filosowe ook gekom met die God is dood teologie. Maar in hierdie dood het redding vir die mensdom gekom. Daar op Golgotha, die plek van verwoesting, die plek van kruisiging, die plek van oordeel, het die fontein van lewe ontspring. Vanaf Golgotha
stroom lewende water, wat jou en my kan red. As jy en ek kom kniel, by hierdie fontein, wat op Golgotha oopgebars het, en ons drink van daai water, dan sal ons nooit weer dors kry nie. Dis hierdie paradoks. Deur die kruis, lewe. Dood lyk soos die einde. As ons geliefdes groet, voel dit vir ons hartverskeurend. Maar eintlik word die dood die begin van die ewige lewe. Die dood is daardie swaar tree uit hierdie lewe in die ewige lewe. Hoekom? Dit is verwerf in daardie donker uur op Golgotha. Toe God die magte van die duisternis vryheid gegee het om hulle ding te doen. My broer en suster, die kruis is nie 'n ongeluk nie. Dis nie 'n tragedie nie. Dis nie 'n saak buite beheer nie. Maar dit was 'n strategiese oorwinning vermom in 'n neerlaag. Daarom was dit 'n skynbare neerlaag. Maar dis ingesluk. Dis omwentel in die grootste oorwinning. Dit was nie chaos nie, maar eintlik 'n moment van militêre presisie. Op God se tydlyn het dit gebeur. En daarom kan ons vanmôre in diepe aanbidding buig en aangegryp word oor hierdie dag wat ons vier. Hierdie gedagte, God se plan, God se verborgde plan, sê vir ons, my broer en suster, dat daar 'n goddelike soewereiniteit is binne boosheid. Ek weet nie of u dit al so gesien en beleef het nie. God is in beheer. Selfs binne die donkerte van boosaardigheid. As ons dit verloor, as ons daardie geloof en daardie waarheid verloor, is ons die miserabelste mense op aarde. Want hierdie wêreld vol van sy boosheid, is daar hierdie eenstandhoudende faktor, dat hierdie boosheid kan nie die soewereiniteit van God aantas nie. En vandag, op hierdie Vrydag, die dag van die kruisiging, sien ons die pinnacle, die hoogtepunt van boosheid. Daar was nie 'n meer diaboliese manier van teregstelling as die kruisiging in die tyd van die Here Jesus nie. En dat hy op daardie gegewe moment in die geskiedenis van die mensdom na hierdie wêreld toe gekom het, waar hierdie aaklige, boosaardige manier van teregstelling die praktyk was. Maar dat God soewerein is. Dat wat God wil, sal geskied. Het ook op hierdie dag in hierdie grootste boosheid plaasgevind. Kan ek u vat na Genesis 50 vers 20? As ons dink aan die wonderlike verhaal van Josef, die donkerde wat oor sy lewe toegesak het, sy broers het hom verkoop,
Die grootste misdaad wat jy kan doen, is om jou rug op jou broer te draai. Hulle bloedbroer om verkoop, gaan lieg vir hulle pa. Na 21 jaar, en as jy nou Josef se lewe gaan bestudeer, die donkertes wat oor hom gekom het. Toe kom hulle weer by mekaar. 'n Geleentheid vir Josef om wraak te neem oor sy broers en die donkerte wat hulle oor sy lewe gebring het. Dan lees ons hierdie woorde in vers 20 van Genesis 50. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om dit te doen, soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Dit is wat op Golgotha gebeur het. Hy het vir hulle gesê, dit is julle uur, en die mag van die duisternis. Skynbaar gaan julle hom doodmaak. Maar Sondag kom. Dan verslind ons hierdie neerlaag in 'n oorwinning. Alles deel van God se plan. My broer en suster, die kruis is 'n geestelike oorlog. Die simbool van die kerk waaronder ons beweeg. Nie 'n kruis met Jesus aan nie, 'n leë kruis, want hy is nie meer aan die kruis nie. Ons haak nie by die kruis vas nie, maar ons bedink die kruis. Want die kruis is 'n geestelike oorlog. Dit was die mag van die duisternis teen die lig. Dit was die koninkryk van God teen die koninkryk van Satan. Dit was hierdie verskriklike oorlog wat geen mens met geen wapen kan wen nie. Wat God deur Jesus Christus aan die kruis oorwin het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naal. Vers 15 van Kolossense 2. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dit was God se verborgde plan in hierdie donker uur. 'n Afgemete tyd, 'n moment wat God hulle toegelaat het om eintlik sy verborgde plan tot uitvoering te bring. Dit is in een sinnetjie waaroor vandag gaan. Al die eer en die lof aan die Here. Die Satan was nie in beheer nie. God was al die tyd in beheer. Omdat ons soms nie God sien werk nie. Omdat ons soms nie bewus is van dit wat in sy verborgde plan verskuil is nie, wil ons soms opgee. En dan roep die kruis vanmôre na jou en na my. Never give up. Moenie omgee nie. Al kom jy by 'n plek wat jy sê, ek kan nie meer nie. Ek sien nie meer kans nie. Ek kan nie hierdie golwe wat oor my breek meer een dag oorleef nie. Gaan soos wat ons sing en gaan kniel by die kruis. En beleef wat Jesus Christus op hierdie dag beleef het. Never give up. Want die moment van oorwinning
Die moment van uitkoms is dalk nader as wat jy dink of sien of verwag. En dit bring ons by die laaste gedagte vanmôre. En dit is hierdie donker uur as hoop in donker tye. Ek weet nie of iemand my kan saamstem nie, maar dat ons bevind ons huidiglik, sekerlik in die donkerste uur van die mensdom se geskiedenis op aarde. Dit kan nog donkerder word. Maar die donker wolke is besig om baie laag te sak. As ons sou verreken en as ons vir u geleentheid vanmôre sou gee om u storie te vertel, soos wat ek elke dag nuwe stories hoor, van donker momente in ons lewens, dinge wat net eenvoudig skeef loop, of wat al in die verlede skeef geloop het, en baie van ons ly aan onbehandelde pyn. Ons loop met pyn, ons loop met teleurstellings, ons loop met ontnigtering. Baie van ons mense, ons noem dit die midlife crisis. 80% van die midlife crisis is as gevolg van onbehandelde pyn. Goed waarmee ons en trauma waarmee ons nie in ons lewens gedeel het nie. Dan boemerang dit later in ons lewens. Ons loop met verwyte. Pa en ma en oupa en ouma is al lank al dood en ons verwyte hulle nou nog vir wat hulle aan my gedoen het. Vir die minderwaardigheidsgevoel waarmee ek worstel. Met die skaamheid. Met dit wat ek as 'n kruk in my lewe gesoek het, 'n afhanklikheid. 'n kruk waarop ek steun, ek kom nie vry nie. En dit word al hoe donkerder. En ek begin al hoe meer moed verloor. En hoe ouer 'n mens word, en dit het ek ook agtergekom, word jy sagter, sagterer. Ek het gedog 'n ou word sterk. Ek het gedog wel, as jy nou die jare agter die blad het, en die ervaring en die ondervinding, is jy sterk, om agter te kom dat 'n ou sagter word. Dinge begin swaarder op jou druk. En dan val die boom partykeer uit. Baie keer is dit soos 'n lorry, wat gebou is om 10 ton te dra, maar nou dra ek al 20 ton. Wat gebeur? Die vere breek. En ek val vas in die sand. En ek spin, en ek kom nie uit nie. Dan kan ons vanmôre hoop kom skep in donker tye. Dis nie alles te vergeefs nie. Dit is nie verniet nie. Om vanmôre vir u te sê, my broer en suster, God bly in beheer. Die duisternis is net 'n uur. Dit het 'n bepaalde tyd. Dit gaan nie vir altyd aanhou nie. Hoor dit vanmôre. In watter omstandigheid jy ook al mag wees. Dit hou nie vir altyd aan nie. Dis 'n uur, dis 'n afgemete tyd. Waar God dalk boosheid toelaat. Mense wat jou verwar. Mense wat hulle rug op jou draai. Mense wat jou beskinder en beswadder. Mense wat jou te nakom. Die naastes aan jou wat jou die seerste kan maak. Dis 'n afgemete tyd. Dit gaan nie vir altyd aanhou nie. Dis die duurste les van die lewe wat u vanmôre kan leer op Goeie Vrydag. Donker ure bring hoop vir donker tye. Vat dit vanmôre. Gryp dit vas. Vrydag is donker. Daar's verliese, daar's verwerping, daar's pyn. Maar Sondag kom. Die kruis is nie die einde van die verhaal nie.
Hoop is nie net 'n gevoel nie. Dis 'n belofte van God. As jy en ek in Vrydag bly leef, onthou, God werk alreeds in jou Sondag. Moenie te lank by Vrydag vashak nie. Kyk uit na Sondag, die deurbraak. En daaroor gaan ons met u Sondagoggend om 9:00 deel. Dieselfde God wat by die kruis gewerk het, werk vanmôre in jou lewe. Dieselfde soewereine God wat daardie donker uur oor sy seun toegelaat het vir 'n wonderlike uitkoms, is dieselfde God wat vanmôre sê ek is in beheer van jou lewe. Ek wil jou deur hierdie donkerte dra. Dit is 'n bepaalde oomblik. En daarom moet jy dit met u saamvat vanmôre. Boosheid is 'n werklikheid, maar beperk. Hoor jy mooi? Boosheid is 'n realiteit, maar beperk. Jy en ek is nie uitgelewer aan die Satan nie. As jy vanmôre die getuienis in jou hart het, dat jy waarlik weergebore is, dat jy 'n kind van God is jy die veiligste mens op hierdie planeet. Die duisternis kry sy kloue in, maar die oorwinning is in God se beheer. Selfs wanneer dit vir jou chaoties lyk. Die kruis is nie die neerlaag nie, maar die oorwinning in vermomde kamoufleerdrag. Die mag van die duisternis is nie vir altyd nie. Dit het 'n beperking op. God sit die beperking op. Dis nie vir altyd nie, maar God se plan is vir ewig. My broer en suster, moenie jou geloof vanmôre baseer op wat jy sien of wat jy ervaar nie. Baseer vanmôre jou geloof op wie God is. Want op Goeie Vrydag het dit gelyk asof boosheid oorwin, maar dit was eintlik die dag toe God die wêreld gered het. En daarom wil hy jou red. Vir tyd en ewigheid. Hy wil jou verlosser wees. Hy het die hoogste prys betaal. En hy wil vir jou sê, skep moed. Hou moed. Hoop op God in donker tye. Amen. Here, baie dankie dat ons hierdie dag kon beleef, dat ons Golgotha in herinnering kon roep. En Here, ons is oorweldig deur die gedagte dat hierdie verskriklike boosheid binne die raamwerk van u soewereiniteit was. Ons gryp dit vanmôre aan, asof ons lewens daarvan afhang. Ons kan nie 'n tree verder loop, sonder dat ons hierdie groot waarheid diep in ons harte bære nie. Here, gaan voort met u werk in hierdie naweek. Dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons kan kom baai in die gloed van u heerskappy. Dankie dat ons in ons donkerste tye kan opkyk, kan vereenselwig met dit wat u alreeds in u liggaam op die kruis vir ons gedra het. Dankie vir sondevergifnis. Dankie vir 'n nuwe verhouding met God.
deur die gekruisigde Jesus. Dankie dat U hierdie band kom vastrek het, deur die bloed wat U gestort het. Dankie Here. Dankie dat ons kan kom hoop skep. Gee vir ons moed en krag om te kan deurdruk, om te kan vasbyt, om te kan hoop, omdat U leef, sien ons uit na môre. Al lyk dit vir ons soms donker, maar dat ons ook in hierdie donker tye ons hoop in U kan vind. Laat die werking van die kruis op Golgotha diep, diep insak in ons lewens. Amen. Kom ons gaan ten slotte die lied op die bord sing, Jesus, hou my by U kruis, waar die heilfonteine vry met lewenswater reis, helend smart en pyne. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, wat op hierdie dag sy lewe gegee het, die liefde van God ons Vader, wat hierdie plan van voor die grondlegging van die wêreld bepaal het, en die Heilige Gees, wat dit in ons harte toepas, met U wees en bly. Amen.